Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Vriend, hoe lyk dit daar by jou? Jessie man. Hier sê ek alweer soos daai ou in die song. Hier sê ek weer met my rooi rok voor jou deur. Sal ek sê rooi berei. Maar ek wil dit hê en ek sal dit kry. Wel, iets wat ons vandag gekry het, absoluut mahala. Dis natuurlik Heritage Day. Wat baie nou deesdae 'n soort van liefderyk na verwys as Braaidag. Want braai is soos boeresport en boeresport is eie aan ons Suid-Afrikaners. Dis nou items soos toutrek, natuurlik jukskei gooi, braai, brandewyn drink en al daai lieflike goed. Dit is deel van ons heritage. So, maar die een ding wat vir my verskriklik bly maak, en dis hoekom ek hierdie videoetjie maak, ek gaan nie lank wees nie, is dat raai wat, as jy het nog nie gehoor het nie, sê ek dit nou vir jou. 'n Man met die naam van, hier's twee ouens op hierdie foto wat ek vir jou wys. Die een se naam is Bill Harrington, hy is van die Vryheidsfront. Hy was eens op 'n tyd die sweep in die raad hier in Nelson Mandela Bay. Dit hou voordat, ja, die ANC weer oorgeneem het, maar hierdie ANC oorgeneem, nie eintlik nie, wat ek meen. 'n Klomp klein partytjies het saam geheel om die potjie en gesê, weet jy wat, ek soek 'n beter job, ek wil 'n burgemeester wees, ek wil dit wees, ek wil daai wees, en so aan. En toe vorm hulle 'n klein koalisietjie, want jy sien, die wetgewing laat dit toe, hulle noem dit crossing of the floor, het klink amper soos die tango, crossing of the floor, en ja, toe raak hulle ontslaaf van die, wat ek dink 'n baie goeie burgemeester was, Retief Odendaal van die DA, en natuurlik is hierdie man toe die kort ouetjie op die foto. Hy is toe nog steeds daar, sy naam is Ronaldo Gous, as jy nie van hom weet jy, is een van die oudste podcasters in die land. I don't care about the DA. I don't care how the DA does. All I care about is that we make conservatism fashionable again. And listen, you can be conservative but still have liberal aspects. It's possible. The four fundamentals of conservatism is faith, a belief in a higher power, the flag, you are proud of your country, you want your country to succeed, you want the people of this country to benefit and not people outside of this country coming in, right? Then there is freedom. You value your freedom of speech, freedom of association, freedom to buy property and not to be worried that the government's going to take it away from you because you are white or because they don't like you. There's already three things. Faith, flag, family is the last one. You value your family. You consider it a cornerstone of who you eventually become. That is conservatism, ladies and gentlemen. That is conservatism. I can still believe that, there should be a safety net for the poorest of the poor that is, a liberal principle. But I can still have that and still be conservative in my beliefs. And I do believe that we do need a lot more conservatism, especially in South Africa. En hy is nie net bekend nie, hy is berig ook. Hy was eens op 'n tyd ook so 'n tydjie gelede geklassifiseer as 'n rasis, maar wat ons steeds was nie baie aan daai nie, daai is hondekak van die motor met die putte. So die ding is, maar dit alles oor 'n video wat hy gemaak het, baie jare terug 'n vergelyking getref en gesê, as julle nou dit sê, wat baie lasterlik is, en eintlik baie seer maak, en half dreigend is, en ek sou dit nou sê, maar ek sal nou net die
ou rasserolle omdraai. Wat gaan julle dan sê? Toe gaan die ouens van Media 24 aantuurlik soos 'n klomp bronstige brakke en hulle verdraai die ding heeltemal. Want jy sien, Ronaldo was vir baie jare 'n raadslid hier in die baie, ek staan onder korreksie, ek dink dit was Summerstrand, baie goeie werk gedoen vir die DA, was uiters bekwam. Die man het 'n paar grade ook agter sy naam, so hy kan met mense se koppe werk. En toe word hy in die verlede jaar se nasionale verkiesing word hy verkies tot die parlement, wat ek dink briljant was, en ek kon nie wag om te sien wat gaan hy daar alles uitgerig kry nie. En voordat ek my lus kon blus, toe word hy gevra om te verlaat. En kyk, laat ons nou nie doekies omdraai nie. Die DA het hom letterlik onder die bus in gebliksem. So, ja, dit gesê. Daar is geen ander manier om dit te beskryf nie. Maar nou het Ronaldo, die Vryheidsfront Plus, het hy by aangesluit. Hy's nou 'n lid van hulle en ek vermoed hy gaan vorentoe dalks weer 'n raadslid wees hier in die baai. Ons weet nou nog nie van watter area nie. En so which ward, ja, suppose wards, waar dit gaan wees nie. Maar hy gaan verseker daar wees. Ek kan jou waarborg. En ek kan nie wag op dit nie. Soos 'n lieflike dag. Gous is terug in die politiek. Wat ek al lankal gesê het, dit is wat moet gebeur. Hy het nou so 'n bietjie van 'n hiatus gehad. En so van, nie eintlik heeltemal nie, maar so half en half, weg van die politiek af. Nog steeds sy ding gedoen. Jy kan gaan kyk op YouTube. Daar is baie Ronaldo Gous. Hy's regtig. Hy's hardwerkend die klomp. Hy letterlik party daar 2-3 podcasts. So, en gesels natuurlik met baie ander ouens, eners denkende mense, soos ek en jy. En ja, so gaan kyk uit vir Ronaldo Gous, nou by die Vryheidsfront. Ja, het gaan lekker wees man, is exciting times. Maar nou op baie noot, ek gaan nou braai. See you later, bye bye. Radio South Africa, your voice. 24/7.